En dit bring ons dan vanoggend by die gedagte van 'n lewe van 'n rebel, of die leringe van 'n rebel. Jesus wat praat oor, maar ons moet vergewe. En ek dink vir baie van ons vanoggend, sit ons so, die oomblik wat ons hoor, die vergifnis, en soos ja, dis vir die heiliges, dis vir sekere mense, maar Stefan, jy weet nie wat hier binne in my leef nie, jy weet nie wat hulle aan my gedoen het, wat hulle met my gedoen het nie, en ek kan dit net nie laat gaan nie. En daarom het ons vanoggend vir Gerard van ons Mosambiek uitreik, ek noem dit nou maar Mosambiek uitreik, wat onder Ruimsig Hope Foundation val, maar hy is deel van 'n organisasie, of leier van die organisasie, Mosaic Trust. Ons vat hande saam met 'n hele klomp ander gemeentes in ons omgewing, in ons land, en ons bedien saam Mosambiek. Vanoggend gesels ons, dis nou al 19 jaar, Gerard, wat ons saam met Mosaic Trust as 'n gemeente bedien, die laaste 15, 16 jaar wat ek die voorreg het by die gemeente deel te wees en saam met hom te kan werk en op Mosaic Trust se board ook te sit en insaat te lewer van ons gemeente se kant af. Ek het vir my die laaste enetjie dan net opsit van Ruimsig Hope Foundation. So dis vir ons vanoggend 'n voorreg om hom saam met ons te hê. Ons het 'n kort video voorberei net om 'n prentjie te skep. Ongelukkig is dit nie moontlik vir almal om daar uit te kan kom nie, maar vir die wat wel voel, vanoggend raak jou. Net hoe Gerard praat en hoe lief hy vir die mense is, en dit raak jou. Ons het Junie, Julie, as alles goed gaan, ons monitor dit op die oomblik, weer 'n groep wat sal opbeweeg na Gerard hulle toe en gaan bedien. Ek kyk sommer so oor die gehoor en ek sien 'n klomp gesigte, ek en Dave wat lekker kaste gebou het op 'n stadium en ek en Pieter wat my leer swys het en amper vingers afgesny het. En so, dis die mooi stories wat ons vertel van Mosambiek uitreike. Maar kyk saam met myself na hierdie, voordat ek daarmee sê, Daniela, it's so great to have you with us today. It's really, we gotten to love you more than Gerard. And thank you for what you mean for the children. When I went through the pictures and the videos, I could just see your love for the people. And thank you that you have managed to work together and at last getting married 1st of May. So congratulations to Gerard. Kyk saam met my. Our base is in Manjakas, where we have an office, a training center, and a small but very dedicated team. Mosaic Upliftment networks with 32 communities in very isolated areas of the Gaza and Yamban provinces in Mozambique. We travel long distances between these communities, and bringing training to these communities is quite expensive. Hence, we are looking at more sustainable ways to bring training to the communities. And our strategy is train the trainer. In Manjakas, at our office and our training center, to equip trainers and send them back to their communities so they can train trainers. We focus on church leadership training, children's ministry training, and also youth leadership training. And our base in Manjakas is a perfect place where leaders can come to for a week up to a month. We've been partnering with Teach Every Nation, and in 2025 we want to print 3,000 manuals of the Bible School on Wheels, so that we can equip our leaders with manuals and Bibles and send them back to their communities to start Bible schools, to train fellow leaders in their congregations, but also church leaders of other church denominations. We have annual support teams from our support network in South Africa, who not only just come to Manjakas to help us to build our infrastructure, but also go out to the deepest parts of Mozambique, where we assist local leaders with church plants, and we take hands with the men in the community to build a rural church facility that becomes a center point in the middle of the bush from where pastors or disciples can reach their community. With the help of our South African support network, we've been able over the years to build more than 25 playgrounds in different communities in the most rural parts of Mozambique to assist children's ministry leaders to reach children. Starts, but you're
This is my awakening. The one my heart was fast asleep. You were resurrecting me. I thought that I would never breathe. I thought the pain would never leave. But you're redeeming everything. Everything, everything. Thank you, Father God, that we can be here today to inaugurate the new building. And we pray that what happens in this building will speak of your love, bring hope to this community, and give grace to people who need it. In 2025, with the help of our South African Support Network, we're going to be training 300 children's ministry leaders to disciple children in their communities, and we will equip them with manuals and material to reach these children. We've started a campaign against child abuse, and we will bring 5,000 dolls to the children of Mozambique. We want to thank all our supporters for your help in 2024, and we want to challenge you. Help us in 2025 to realize our vision of going further, wider, and deeper into Mozambique to assist Mozambican leaders to disciple their communities. Wow, baie dankie vir daai video. Goeiemôre julle. Wat 'n voorreg om weer by julle te kuier vanoggend en ja, net om hierdie te sien hoe julle ook deel is van die bediening in Mozambiek en wat God al vir die afgelope 19 jaar in ons vennootskap saam daar doen. Dit is ja, dis ongelooflik om deel te wees van sy werk, deel van sy liggaam en ook buite jou eie gebied te kan werk om net te sien wat God doen. Ek dink hierdie hele reeks oor om 'n rebel te wees, is regtig om deur God se gees gelei te word om dinge te doen wat groter as ons is, groter as ons drome, ons kapasiteit en goed wat miskien nature van ons sou kom. So wat 'n voorreg om met julle te kan deel ook vandag. And yeah, I also just want to say what a blessing it is to have met a partner at this stage of my life after so many years in ministry. And Daniela has an absolute heart for missions and church planting and children. She's from Brazil. She speaks English and Portuguese, so today is one of her lessons in Afrikaans. But yeah, please meet her after the service as well. And yeah, thank you. Thank you for this time, Stefan, and the leadership of the church, also to share with you what God is doing in Mozambique. So ek gaan nou terug aan Afrikaans toe, Daniela. Vergifnis. Wat 'n moeilike tema om in jou eie lewe mee te werk. En ek wil sommer dadelik na die skrif toe gaan op die eerste slide, net om te kyk wat die woord vir ons sê oor vergifnis. En Jesus praat sommer dadelik, dit is seker een van die belangrikste goed wat hy vir ons leer in die gebed of die Onse Vader wat hy vir ons leer, is daar in vers 12 waar hy sê en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Op die volgende slide gaan hy verder met vergifnis en hy sê as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, en luister mooi, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons vergeet baie keer daai deeltjie. Nou daar's 'n storie in die Bybel, ek gaan net vinnig opsom van 'n koning wat dis jaareinde is Februarie en hy moet sy boeke doen. Hy kry sy rekenmeesters bymekaar en hy wil kyk wie skuld hom geld en hy wil settle en regmaak met die ouens of hulle moet regmaak met hom en hy kry daar 'n man wat hom baie geld skuld. Kyk, ek weet nie eens hoeveel verskonings hierdie ou uitgedink het vir die koning vir die geld wat hy hom skuld nie, maar dis miljoene rande in vandag se term.
En hy laat sommer dadelik vir die man weet, hoorie, ek het jou al soveel kansse gegee, jy en jou familie, almal gaan in die tronk gegooi word. En die man soebat, en hy smeek by die koning, en hy sê asseblief gee my net nog 'n kans, en ek seker hy het nog 'n hele paar stories gehad, en die koning het medelee met hom gehad. En hy het al sy skuld afgeskryf, en hy het hom vrygespreek. En hierdie selfde man loop in die pad, en kry een van sy diensknegte, en die man skuld hom nie eens in ons terme 'n 10.000 rand nie. Maar hy gryp hom aan die keel, en hy vertel hom sy toekoms, wat nie 'n mooi toekoms is nie, en hy gooi hom in die tronk. En van die koning se diensknegte hoor hierdie storie, en hulle kom na die koning toe, en hulle vertel die koning wat gebeur het met daai man wat jy nou net vrygespreek het, maar hy gaan en hy gooi die persoon wat hom skuld, nie eers so baie geld skuld nie, gooi hom in die tronk. En kom ons luister net na die volgende vers, wat die koning vir hom sê. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. En so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as elkeen nie sy broer van harte vergewe nie. Wow, dit is nogal 'n rowwe slide. Op die volgende een, ons gaan kyk na, hoe lyk dit as ek nie vergewe nie? En die Bybel is baie duidelik oor wat God sê. En ek dink hier's twee goed. Ek dink in enigiets, weet, as ons van God iets vra, verwag hy ons gaan dieselfde doen. As ons vir hom liefde vra, is dit om ander lief te hê. As ons van hom vra op 'n gereelde basis, glo ek, om ons te vergewe, sê hy vir ons in sy woord, dis presies wat ek van jou verwag. En ek dink as ons as liggaam, as ons kyk na hierdie video en die storie en ander kulture en mense en uitreik, kyk net hoeveel gesigte is daar hier vanoggend en hoeveel van julle ken mekaar nie is nie. Maar as daar nie liefde is onder mekaar nie, is ons nie een nie. En in Romeine praat hy selfs van hierdie liggaam, julle behoort aan mekaar. Daar's so diepte in God se koninkryk en God se familie, wat hy wil in sy versoeningswerk met ons, wil hy ons na daai plek toe bring, waar ons daai eenheid onder mekaar hê, en met mekaar deel, en waar ons hierdie kan toepas. Nou, kyk, die wêreld ken nie van vergifnis nie, dit is oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, en Jesus kom met hierdie storie, en hy sê, dis die bottom line. Ek glo om daai versoening onder mekaar, ons met hom, en daai eenheid in hierdie gemeente te hê, het ons dit heel eerst onder mekaar nodig om te doen. En toe Petrus van vra, Here, hoeveel keer moet ek dit doen? En Petrus sê, 7 keer. En hy sê 70 maal 7 keer. En ek dink die rede hoekom hy dit gesê het, is nie oor dat, julle moet nie vir Gerard vergewe, wat julle 1 keer op 'n jaar op 'n uitreik sien, glo my, julle moet my nogal vergewe as julle kom. Maar dit is juist die mense in jou gebied, in jou familie, in jou werksplek, in die gemeente. Dit sê 70 maal 7 keer. Dit is die manier, dit is my manier. Nou ek wil, wat gebeur in jou hart as jy nie vergewe nie? Wat ons sien in die storie, hy praat van gooi die man in 'n gevangenis en laat die man gemartel word. Die dieper betekenis daar is, ons almal het 'n hart, en jy kan kies wat in jou hart toelaat. En as jy mense nie vergewe nie, sluit jy basies mense in die tronk van jou hart toe. Jy maak van jou hart 'n plek waar jy seer toesluit, en nie meer wil handel nie, jy wil dit nie uitsorteer nie. En die marteling waarvan hy praat, ek het so baie gewonder oor, hoe kan u wat God van liefde is toelaat dat ek gemartel word? Daarom het ek dit nog nooit gesien nie, maar ek kon dit nie so mooi verstaan, tot ek in 'n diepte, saam met 'n kursus wat ons gedoen het, hierdie teksvers bestudeer nie. En die marteling gaan oor die mense wat ek en jy nie vergewe nie, en ons toesluit in 'n tronk in ons hart. Dis die mense wat my martel, dis hulle wat my vrede steel, dis hulle wat my angstig maak, dis hulle wat my kwaad maak, dis hulle wat my koneksie met die Here versteur. En daai marteling gaan net weggaan
as ons hierdie tronk kan oopsluit en die mense toegaan, maar ons gaan nou daar kom. So ek wil my eie lewe vertel. Ek is al 20 jaar, bietjie meer in Mosambiek, en jy's in bediening, jy dink nie natuurlik is ek 'n mens en ek maak foute, maar ek het nie gedink ek het mense in my lewe wat ek moet nog vergewe nie. En totdat ek met die teksvers gewerk het en agterkom het, maar hoorie, my liefde vir mense is nie waar dit was 20 jaar terug nie. My verhouding met sekere familielede is nie waar dit was nie. Van my spanlede, ons verhouding is nie heeltemal waar dit moet wees nie. En ek het selfs oor ek met kerkleiers werk in Mosambiek en in kerkplanting betrokke is, agtergekom dat my vertroue met kerkleiers daar in Mosambiek is nie wat dit moet wees nie. En ek het agterkom terwyl ek grou, hoekom dit daar is, dat ek het mure gebou om myself te beskerm teen sekere familielede wat gereeld terugkom, waar die 70/7 moet geskied, maar oor ek nie 70 keer wil doen nie, bou ek net 'n muur en hou 'n afstand tussen my en die persoon. En ongelukkig dit binne my familie ook. En nou nog ook binne my bediening, jy kan dink hoeveel politiek daar in die wêreld is en in kerke is, en hoe leiers mens kan seermaak. En die feit dat ek weet, hoor jy, ek vergewe hierdie persoon, maar ek weet hy gaan volgende keer met 'n groter storie kom, so ek bou hierdie muur net 'n bietjie hoor, dat hy my nie raak nie. En dit versteur hierdie verhouding. Nou ek kan maar net sê, ek het baie diep gaan werk, en Here het regtig met my diep in my hart gaan werk, waar dit is, en ek wil dit in julle terme gebruik, soos 'n boorgat wat jy grou, Mosambiek grou ons spitte, jy weet om 'n boorgat te grou, jy grou diep, en dan partykeer kom jy by klip, en jy wil nie daai klippe in jou lewe face nie, en hoe dieper jy gaan, jy kom partykeer by modder, jy kom by verskillende vlakke van grond, maar as jy nie daar deur werk nie, gaan jy nie by die soet grond uitkom nie. En baie keer as ons daai klip tref, dan bou ons maar net 'n muur en sê nee, wat, vergeet van die soet water. God wil ons seën met sy teenwoordigheid in ons lewens. En deel van dit is hierdie teksvers. Dis hoe hy ons wil seën en ons gebruik in hierdie wêreld deur te vergewe. In Mosambiek sal dit so, hierdie ervaring vir my om met mense in my lewe te deel, het my lewe verander. Dit is amper asof ek weergebore was, oor ek God se liefde op 'n nuwe manier geervaar het, soos 30 jaar terug toe ek hom die eerste keer ontmoet het. En ek kan nie vir julle sê nie, ek wou nie hierdie terughou nie, want ek weet hoeveel seer en pyn daar is in hierdie wêreld, en hoeveel van ons sukkel om te vergewe, en hoe groot behoefte daar is. So dit het my so ek het nooit gedink ek is evangelis nie, en ek kan nie vir jou, ek het ander gawes, maar ek is nie evangelis nie, maar ek kan nie vir jou sê hoeveel mense ek hierdie storie gaan vertel het, van wat die Here in my lewe gedoen het, want ek wil hê, almal moet dit smaak, en hierdie vryheid in hom ervaar nie. Ons het hierdie materiaal gevat, en ons het dit, die hele kursus van Teach Every Nation, wat ook op die video was, Shangaan toe gaan vertaal, en ons het dit begin aanbied vir kerkleiers in Mosambiek. En net 2 weke terug, verlede Saterdag, het ons 62 kerkleiers bymekaar gehad, vir 3 dae. En ons het onder andere deur hierdie materiaal gewerk, en in 'n groep, daar was 62 leiers, van die uithoekies van die bos. En toe ons oor hierdie 70x7 gesels, en ek wil net vra, ouens, steek net jou hand op, as jy nou iemand in jou lewe het, wat jy weet, jy nog nie meer gedeel het nie. Almal se hande is opgesteek gewees. Nou, ons het al meer as 300 kerkleiers deur hierdie opleiding gevat, en ek wil net 'n paar goed vir julle vertel. Net 'n maand terug het ons dieselfde aangebied by 'n groep, so 50 kerkleiers, en 2 predikante van dieselfde denominasie, maar in verskillende dele van dieselfde dorp, sit al vir meer as 15 jaar, en hulle kan nie om 'n tafel sit, as gevolg van goed wat 15 jaar terug gebeur het nie. So selfde denominasie, en net hoe die duiwel 'n voet daar inkry, en daar nou lidmate is van dieselfde koninkryk, maar ons en julle sit nie om dieselfde tafel nie. Dit kan oor verskillende denominasies ook wees, maar wys net hoe die duiwel 'n voet kry, en 2 kerke word beïnvloed. Daar's 'n vrou wat na 'n troue toe gegaan het, haar broer se troue, en op die troue is 'n kerkleiervrou. Op die troue jaag haar broer haar weg van die troue af, voor al die gaste en die familie. Die vrou kom al meer as 15 jaar na ons training toe, en op haar gesig, jy kan net die pyn en seer sien, maar sy so dinamiese mense na kerk en na kerk groei, maar ek kan nie verduidelik hoekom, wat is daai op haar gesig? En in hierdie training, na 15 jaar se leierskapopleiding,
staan sy op en sy bely en sy sê, ek het nie besef dat God my nie vergewe as ek nie my broer vergewe nie. Hierdie persoon met haar hele familie kry versoening. Na 15 jaar. Wie kan dit doen? Dit is nie die gees wat in ons werk, wat ons in staat stel om dit te doen. Nou ons is besig met 'n bediening daar in Mosambiek, waar ons oor kinderbeskerming gesels met kerkleiers en leiers oplei om kinders te beskerm. En ons het gereël, ons het al meer as 300 kinderbediening, ek dink dit is al 400 kinderbedieningleiers opgelei, om te verstaan waaroor dit gaan, wat die wet behels, wat hulle rol is, om kinders voor te berei vir die lewe daar buite, en dit wat hulle pad langs gekom. Nooit het ons besef, toe ons hierdie leiers oplei, en hulle voorberei om met kinders te werk, dat hulle self deur mishandeling was in hulle eie lewe. En soos ons vir hulle bid en hulle toerus, die trane wat geloop het ons dieper laat delg, en ons het hierdie hele groep van vrouens en 'n paar mans deur die vergifniskursus gevat. En is vrygespreek oor dit wat in hulle verlede gebeur het, en hulle is toegerus om dit te kan help voorkom vandag in bedieninge en gemeenskappe in hulle kerk. Daar's soveel laaste storie, 'n Zion kerkleier. Wat is 'n tribe in Afrikaans? 'n village of 'n groep langs aan, 'n stam langs aan. Die leier van daai stam skuld die leier van hierdie stam baie geld. Dis vol van 'n goeie verhouding is haar geld geleen. Die stamleier gaan dood. Die stam hou daai geld vir hulle. Onvergifnis van die stam wat geld geskuld word, veroorsaak dat daai twee stamme vir jare, 10, 15 jaar plus, nie meer mekaar in die oë kan kyk nie. As gevolg van leierskap, as gevolg van hierdie opleiding wat ons doen met kerkleiers, praat die Here met hierdie leier en oortuig hom om daai stam te gaan vergewe en daai skuld af te skryf. Ongelooflike stories wat nou gebeur, van stamme wat versoening kry, families wat versoening kry, leiers wat genesing kry, en toegerus word om ander te beskerm. Ons het soveel stories, dat al wat ek vir jou kan sê, wanneer jy toelaat dat die Here in jou werk, kyk wat vat hy weg, kan ons na die volgende slide toe gaan. Wanneer ek nie vergewe nie, en ek sluit in, wanneer ek nie myself vergewe nie, want dis baie keer een van ons uitdagings, ontwikkel ek 'n woede teenoor myself, wat ek nie self kan beheer baie keer nie, of teen ander. Ek ontwikkel uit 'n bitterheid teen my of myself of mense. Ek praat negatiewe woorde oor myself en oor ander. Ek hou rekening van mense se foute, maar onthou ook van jou eie foute. En ek het in die voorbereiding van hierdie preek, het ek 'n issue in my eie lewe raak geloop, wat ek besef het, Gerrit, jy het jouself nog nie vergewe daarvoor nie. En kleinighede, maar dit beïnvloed my selfbeeld, soos die haat wat daar voorkom, is hoe ek myself sien. Dit wat ek gedoen het daar, ek gun myself nie sukses nie. Ek gun myself nie die vrede en die joy wat daar buite is nie. Ek het 2 familielede, wat hulle self nie kan vergewe nie, en ook nie die Here dien nie, al ken hulle die Bybel so goed. Hulle sukkel om met die Here versoening te kry, oordat hulle nie self kan vergewe nie. En die laaste ene, ouens, dit is van so nature, dat ons wil wraak neem. Miskien teen jouself, oordat jy jouself nie kan vergewe nie, maar veral mense wat jou geld skuld, of iets skuld, of seer gemaak het. En weet jy wat, dit is 'n natuurlike ding om wraak te voel, want die woord sê, God neem wraak. So wraak is eintlik goddelik, as hy dit mag doen. Maar hy sê baie spesifiek in die woord, wraak kom my toe. Ons het net nou gesing, the battle belongs to the Lord. En dis presies daai wat hy sê, gee dit vir my. Ek weet waar jy is. Ek ken die seer waardeur jy is. Ek weet dit maak nie sin om 70 maal 7 keer te vergewe nie.
Niks van die lewe van 'n rebel in hierdie konteks maak nie sin nie. Maar God sê vir ons, en hy werk deur die hele Ou Testament, hy sê, vertrou my manier. God het maniere reg deur die Bybel, ouens wat nie sin maak nie. Maar dit is waar ons geloof gaan. Hy sê, vertrou my, want ek weet wat hierdie plan is. Ek weet hoe versoening gaan gebeur. Ek weet wat die beste vir jou is. En ek wil dit net gou daar stop, voor ons aangaan na die volgende slide toe. 30 sekondes se stilte, wil ek net gou hê, jy moet net gaan jouself dink. Ek wil nie ons moet hier uitloop en net vergeet wat ons hieroor gesels het nie. 30 sekondes se stilte. Wie het jou seer gemaak hierdie week of in jou lewe wat jy sukkel om te verwerk en te vergewe en na die Here te bring? 30 sekondes, dan gaan ons aan met die volgende punt. Die realiteit is, om hierdie persoon te face en om vergifnis te face, is nie maklik nie. En niemand sê dis maklik nie. Die woord sê ook nie dit is maklik nie. Maar hy bemoedig ons om daarmee te werk. Om die lewe wat hy vir ons wil gee, te kan ervaar. En wat ek ook geleer het in my eie lewe is om as ek daai verstaan en as ek daai liefde wat ek nou aan medemense moet betuig, verstaan, dan verstaan ek meer wat die goeie nuus is. Maar dit rus my ook toe om hierdie goeie nuus te vat. Nou wat is die grootste sonde wat iemand teen jou kan doen? Wat is die grootste sonde wat hierdie wêreld al ooit gesien het? Om God se seun te kruisig. Wat is die grootste seën wat in hierdie wêreld al gebeur het vir ons? Dieselfde storie. So God kan dit, wat jou so seer maak, of so verkeerd is, kan hy omswaai, en hy kan dit jou grootste seën maak. En dit hang van my en jou af, of ons dit wil toelaat. Ons gaan na die volgende slide toe. Wat gebeur as ek wel vergewe? En ek dink heel eerste, om nie te vergewe nie, dis ongehoorsaamheid. Ek kan nie iets vra wat ek nie self gaan doen nie. God gaan jou nie seën as jy nie 'n seun gaan wees nie. En daar is soveel aspekte daarvan. Maar ek kan my net sê, daai storie van die tronk in jou hart, as ek mense vergewe, dan maak ek daai tronk oop en ek laat hulle gaan. En die Bybel sê, en Jesus encourage ons, net soos God almal vergewe, wat na hom toe kom, wil hy ons moet almal vir alles vergewe. Ouens, daar is nie terughou kans op hierdie nie. Daar is nie. Alles is nie ewe maklik nie, maar ons moet dit face. Die volgende een is betoon deernis. Dis 'n baie moeilike een. Hoe kan ek kompassie hê vir hom wat my seer gemaak het? En onthou, baie keer die mense wat ons seer gemaak het, weet nie as hulle het ons seer gemaak nie. Die persoon wat ons seer gemaak het, is al moontlik in 'n graf. En die persoon wat ons seer gemaak het, wil dalk nie eers kom jammer sê nie. En dis waar die rebel inkom. Wie is jy die rebel? Gaan sê vir die persoon jy vergewe, of ten minste vergewe hom in jou hart. Betoon daai tipe deernis. En so laat ons toe dat God ons wonde genees. Ons gee hom die kans om daai wonde te genees. Dit is ons besluit. Nou die volgende ene, seën my vyande. En ons kan gou nou die volgende vers toe gaan. Kyk net wat sê Matteus 5. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Wat 'n rebel wil hy nie hê ons moet wees nie. Is dit nie insane nie? Hoe gaan ek ooit my vyande kan lief hê? Maar dit is wat die Gees se werking in ons doen. En julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Wat hy vir ons sê, ons liefde, soos Gods liefde, moet so groot wees, dat nog voor my broer kom my seer maak, het ek hom al klaar vergewe. Dit is 'n kondisie van my hart, en dit is 'n karaktereienskap wat hy wil hê ons moet ontwikkel, dat ek is reg vir die wêreld daar buite wat na my toe kom. Want ek word deur God se Gees gelei, deur sy liefde, deur sy manier, en dit wat ek van hom soek. God is reg vir jou sonde. God is reg vir ons foute.
Hy wil hê ons moet voorbereid wees. Daai 70x7, ek weet al, as dit Stefan is, en ons is nou op 7x1 of 1x7, ek is reg vir die tweede keer. Ek is reg vir daai ronde. Om vry te wees, om werklik vry gespreek te word. Kyk nou die volgende slide. Ek kies om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Ek reageer met goedheid. Ouens, hierdie is 'n rebel. Kan jy dink wat sy impak het kan hê as jy jou vyand met goedheid gaan vergoed? Dit is die tipe koninkryk waarin hy wil hê ek en jy moet lewe. En ek beloof jou, die vreugde wat ek en jy ervaar as ons hierdie tipe van rebellie in hierdie wêreld toepas, as ons hierdie tipe karaktereienskap van God toepas, dit gaan vir ons 'n ander persepsie van hierdie wêreld gee. Dit gaan van jou 'n evangelis maak en jy laat God, die laaste een, my hart getuig van God se genade deur daai te doen. Jy dink jy's nie evangelis nie. Ons almal is evangeliste in die sin van as ons gehoorsaam is aan die woord en as ons toelaat dat sy gees deur ons werk, deur mense te vergewe, is 'n ongelooflike getuienis daar buite. Nou, ek het die voorreg in Mosambiek om met bedienings betrokke te wees. En julle is betrokke met ons werk. Daar ondersteun ons leierskapopleiding, ons kerkbeplanting, ons kinderbediening opleiding. En ons het jaarlikse uitreik wat soontoe gaan. En hierdie jaar gaan ons die 27ste Junie vat ons weer 'n span soontoe. En ons gaan in 'n nuwe gebied waar ons 'n kerk geplant het, of hande vat met 'n leier wat 3 kerke geplant het in die gebied. Ons gaan hulle ondersteun, ons gaan moontlik 'n kerk daar bou, ons gaan met kinderbediening, leierskapopleiding betrokke wees, ons gaan by 3 skole uitreik. En die poppies wat julle gesien het op daai video, ons wil vir elke kind so 'n poppie gee. Meer as dit, ons het 5000 poppies nodig. Ek dink ons staan nou op 400 of 500. Ons het 5000 poppies nodig, want in al die gebiede, ons werk in 6 streke, en ons het in elke gebied het ons leiers. Ons het meer as 300 leiers, en ons daag julle uit. Die wat kan help om poppies te maak, na die tyd hier by die tafel, is daar's 'n so kode ding, ek weet nie wat julle dit noem, wat jy scan, en dan vat jy na 'n blad toe, en dan, julle weet waar dit gaan, vra vir jou kinders, jy weet nie. As jy kan betrokke raak daarmee, asseblief kom help ons. Maar as jy dalk gelei voel om Mosambiek toe te kom, asseblief ook na die tyd. Hier's 'n tafel waar ons produkte verkoop. Johan en David en 'n paar ander manne gaan daar wees. Kom gee jou naam op, kom gesels. Ons wil jou uitdaag om te kom. Die mooi storie van hierdie poppies is, ons leer die kinders, dis wat ek nou vandag met julle ook wil deel, oor wie hulle identiteit in God is. En die duiwel wil daai identiteit steel. Hy wil jou verbintenis met hom breek. Ons leer hierdie kinders deur eenvoudige poppies wie God hulle gemaak het en wat hulle identiteit is, wat hulle naam is, en dan gee ons vir hulle 'n poppie. En ons vra vir hulle moet hierdie poppie 'n naam gee, hulle moet mooi na hierdie poppie kyk. En die poppie verteenwoordig eintlik hulle self, oor hoe mooi hulle na hulle self moet kyk. En dan gesels dan die Hella en die kinderbediening leiers oor die verskillende mishandeling wat daar kan gebeur op 'n mooi manier met 'n poppie. En rus hierdie kinders toe met 'n poppie, en daai kinders gaan huis toe met 'n poppie. Ons vertel hulle ook die storie van Jesus deur die evangelie in klere. Ons noem dit die Gospel in Colors, wat elke kleur het 'n Bybelvers, wat ons eintlik die versoeningsplan van God vertel met ons as mens. Nou hierdie versoeningsplan gaan oor vergifnis. En ons het nou gesels oor, ons moet mense vergewe wat hulle teen ons doen. Maar God het ook 'n ander storie, ek wil aan die volgende vraag toe gaan, oor hoe lyk sy vergifnis vir my en jou? En baie van julle ken dalk hierdie storie, maar ek wil nie hierdie kans verby laat gaan, om dit ook net met julle te deel nie. Dat God se vergifnis vir my en jou is 'n geskenk. Dis 'n gratis geskenk. Daai tweede punt daar sê, sy vergifnis is nie gebaseer op verdienste nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen, of kan betaal, jou 10de maak nie 'n verskil hiermee nie. Maar op sy liefde, sy genade en sy begeerte na versoening. Ouens, hierdie is God se reddingsplan. En hy wil my en jou vergewe om ons versoening met hom te herstel. En ek wil jou baie graag
Uitdaag vandag. As jy nog nie daai stap in jou lewe gemaak het nie, om na die diens, som net hier vorentoe kom en kom gesels met my, dit sal ongelooflik wees om met jou daar te gesels en moontlik saam met jou te bid. Maar, ek wil ook met jou gesels, hierdie mense, wat in jou lewe is, wat jy nog nie vergewe het nie, wat jou seermaak, waar staan jy met hulle? Want hy sê, my geskenk aan jou is verniet, maar ek verwag dat jy dieselfde moet doen. En ons het nou gekyk na name in jou lewe wat moontlik pyn veroorsaak het, wat ons nog nie uitgesorteer het nie. Ek wil hê jy moet dit uitsorteer, ek wil regtig hê jy moet hier wegstap daarmee, maar ek wil jou ook uitdaag, dat in hierdie dorp, is daar mense soos ek en jy nodig, wat anders te lewe, wat 'n rebel is teen die status quo daar buite, of die trend wat daar buite is, van oog vir 'n oog. En ek wil jou uitdaag, laat hierdie vergifnis in jou werk, en word jy dan 'n getuienis, wat jy die vergifnis ook as 'n geskenk aan ander gaan gee. Al voel die persoon nie jammer nie, al weet hy nie daarvan nie, al geen nie herken nie, al kom hy terug en doen dit weer. Dit is hoe ons anders te gaan leef in hierdie wêreld. Ek wil ons moet gou ons oë toemaak, en dan wil ek gou hê jy moet in die stilte, daarmee werk, om vir julle net te vra, Here help my om hierdie persoon te begin vryspreek, of spreek hom nou vry, of begin met die proses, en sê vir die Here, hierdie is seer, maar van vandag af gaan ek saam met u werk om hiermee te handel. Miskien is daar meer as hierdie name. Kom ons vat gou net 30 sekondes stilte, en werk gou daarmee in ons gedagtes en ons hart. Die volgende slide, het ek hom op die slide, yes. Jesus se behoefte is, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, en so die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. So wanneer ons daai eenheid herstel tussen mekaar, dis 'n getuienis, dit wys vir mense, wie is Christus? Dit wys vir mense wie is God. En ouens, dit is die tipe van werke en anders wees wat mense gaan maak glo dat daar 'n God is. Ons het net nou gesien dat hy wil ons vertroue in mekaar herstel. Hy wil ons gesond maak. Daar's soveel siektes, daar's soveel pyn en lyding, wat die ontstaan daarvan is baie keer hierdie wroging en hierdie kwaad en hierdie hartseer in ons. Hy wil en kan ons genees daarvan. En dit is ons keuse, dit is ons besluit. En meer as dit, wanneer ons nie vergewe nie, breek dit hierdie verhouding wat ons het met hom. Hy wil hierdie versoening bring. Ek wil graag vir ons 'n gebed saam doen en daarmee afsluit. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om saam te kyk na u woord. U woord is soms soos 'n swaard wat seermaak, wat sny, maar wat 'n goeie doel het, Here. Al kan ons dit nie dadelik raak sien, dan maak dit nie vir ons sin nie. Maar ons kom vandag as die liggaam na u toe. En ons het u nodig. Ons kan nie vergewe sonder u nie. Here, ons vra vir u vergifnis. Ons vra dat u hierdie pad met ons sal stap, waar ons u nooi om leier en koning van ons lewe te wees. Maar ons as liggaam van Christus het 'n behoefte om u te ken. En ons wil u bekend maak. Here, help ons. Geef ons die wysheid, die courage om
om 'n rebel te wees in hierdie wêreld wat nie hierdie liefde en hierdie genade en hierdie versoening ken nie. Vader, mag ons U toelaat om in ons te werk en ons te verander. Dat dit wat ons doen die getuienis is vir hulle daar buite. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te ken op hierdie manier en U te vra om ons toe te rus. Here, ek bid, seën die gemeente, seën ook ons beplanning vir die uitreik, vir dit wat kom. Ek bid, stuur die regte mense. Maak vir ons deure oop. Rus ons nou toe, Here, om U te ken in liefde, sodat ons Mosambiek toe kan gaan, om ook daar 'n getuienis te kan gaan wees, oor vergifnis aan mekaar, maar ook U vergifnis aan ons, Here. Ek bid, rus elkeen nie toe, dat ons die courage sal hê om te kan gaan en getuig van wat U in ons lewe doen. Amen. Dankie, Stefan. Ons waardeer dit. Wat 'n blessing. Het was so lekker om net Gerard se perspektief weer te kry en vir ons die woord oop te breek oor hierdie 70x7. Ons wil jou uitnooi, as jy volgende saam met Gerard bietjie wil verder gesels, as jy meer as welkom. Die tafel waarna hy verwys is hier aan my linkerkant. So ook die area waar ons vanoggend gaan kuier, so die koffie en dan natuurlik Coffee the Bible wat vir jou eie rekening is. Kyk wat se produkte is daar, is van die produkte wat local in Mosambiek gemaak word en dan ook is daar 'n QR code, dis wat ons dit noem Gerard, 'n QR code hier in Suid-Afrika. Ek weet nie wat noem julle daar nie. 'n QR code wat jy kan scan ook agter by die toonbank. Ek is so excited oor hierdie poppy, die care doll. Dis 'n manier hoe mense wat dalk nooit in Mosambiek kan uitkom nie, 'n verskil kan maak. So miskien het jy 'n hekelgroepie of 'n leesgroepie of jy en jou klein groep. Is 'n geleentheid om hande te vat. Scan dit, vat jou na die webpage toe en daar's 'n stap vir stap uitsit hoe om hierdie te kan skep. Ek gaan vir ons die seën uitspreek en volgende dan ook sommer net so aan die Here opdra. Mag julle geseënd wees. 10:45 kuier ons dan in the view vir die mense wat vanoggend ons nuwe lidmaatklas ook so bywoon. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde, sy krag, sy getrouheid, maar ook sy vergifnis deel maak van elkeen van ons se lewens en mag ons daai vergifnis ook deel met ander. Amen. Amen.